van God is nie te hoog, die woord van God is nie te ver, die woord van God is naby my, in my mond en in my hart, maar die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die woord van God sal dit in my hart bewaar, ja die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God sal dit in my hart bewaar. As ek sit of as ek staan, as ek lê of waar ek gaan, praat ek daaroor want ek weet, dan sal ek dit nooit vergeet. Die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die woord van God sal dit in my hart bewaar, want die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God sal dit in my hart bewaar. Skryf dit as 'n teken op jou hand en op jou kop, in jou huis en op die deur, dan sal jy jou kop verkeer, want die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God sal dit in my hart bewaar, want die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God sal dit in my hart bewaar. My oë lees die woorde deur, my ore hoor dit weer en weer, my mond bely dit nog 'n keer, my hande doen wat dit my leer, want die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God sal dit in my hart bewaar, want die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God sal dit in my hart bewaar. Goeiemôre. Wie gaan vanmiddag moet slaap? Weet julle wat die telling is? Het lyk my julle het gaan slaap. Moet ek nie sê nie? Nee, moenie sê nie. Ek wou halftyd gaan slaap het. Toe dink ek sal seker met nog 'n uur minder slaap kan klaarkom. Toe bly ek maar sit, jong. Dit was omspannend, nee. Baie lekker om te kyk. En 'n mens het net weer besef, jy moenie handdoek ingooi nie. As jy man verloor, byt vas, mens weet nooit wat kan gebeur nie. Hulle kan dalk ook iemand verloor, nee. Dit het gehelp. Grewe, kan jy sommer vir my die kers aansteek asseblief, want ons gaan nou 'n bietjie praat oor die lig. Die teks waarmee julle vanoggend gaan werk is, u woord is 'n lamp. Wat is 'n lamp? Weet julle wat 'n lamp is? 'n Lamp vir my voet. Julle weet wat 'n lig is, nee. Nou wanneer die mense lig 'n lamp? Weet van die groot mense, wanneer is dit 'n lamp? Wanneer word 'n lig 'n lamp? Weet julle? Ek nie. Ons weet ook, jammer kinders. Sê gou, as jy op jou bedkassie staan, dan sit 'n bedkassie lamp. Ek het ook so vermoed, dit is wat dit is, dat wanneer die lamp grond toe kom, wanneer hy op 'n kassie staan, dan word 'n lamp. As hy op die grond staan, as hy aan die dak is hy 'n lig. Maar u woord, sê ons, is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Daai is baie lekker, veral as dit nou soos gister is. As dit dan die lekkerste ding, nie om op die rivier te wees nie, maar in die water. Maar daai was 'n hele paar jaar terug, toe ek en Marita geroei het op die Oranje rivier. En dis 'n vreeslike lekker storie, jy dryf so in roei. As jy 'n rubberboot vat, daarmee was ek ook op die Oranje rivier, dan werk jy. Maar as jy kanoe het, dan dryf jy, dan roei jy lekker die rivier af. En daar is so 'n bietjie sports. As jy bietjie moeg raak vir roei, dan gooi jy mekaar met water. En almal wil gegooi word, want dit is te lekker, want dan is jy lekker nat, en dan is jy weer koel, as jy so op die water sit op die rivier. Hierso is waar mens slaap, as jy daar op die rivier roei, dan trek jy sommer af langs die kant, en dan gooi jy 'n soutjie uit, en jy gooi jou slaapsak daarso, en dan slaap jy lekker die aand daar op die wal van die rivier. En daarso, as jy nou nie opstaan in die oggend en tannie Mems is daar, dan roep sy al die meisies bymekaar, en dan bom hulle jou, dan spring al die meisies op jou. So, ek vermoed party ouens het hulle het net die een oggend dit gedoen. Maar is nogal, hoe swaar kan vrouens raak? Ja, hulle kan 'n mens dood lê.
Maar julle sien ook daar, as 'n mens so langs die rivier kam, dan is daar 'n klomp klippe, want die sand spoel die klippe oop. Nou wat gebeur as dit donker raak en jy besef, ek moes 'n draaitjie geloop het voor ek kom lê het. In die aand dan kry jy so, besef jy moet nou maar uitklim en jy moet 'n plekkie gaan soek waar jy gou 'n bietjie kan gaan water afgooi. Dis mos nou donker in die nag, daar sak die son, en nou kan jy amper nie meer sien nie, gelukkig nie, want dit is Marita wat daar lê in haar slaapsak. Ek neem die foto, maar ek gaan nou later, ons is getroud, ek gaan later ook al by haar lê. Maar kyk hoe donker raak het, ek kan nou amper nie meer sien op daai skerm, daar agter, waar ek nie neem nie, is dit pikdonker. Nou as jy wil loop in die nag, wat het jy nodig, as jy so langs die rivier kam? Wat het jy nodig? 'n flits, 'n torch, né? En vir alles hy op jou kop sit, kan jy daai man sien, maar jy kan sy liggies sien. Mens kry sulke liggies wat jy so met 'n band om jou kop sit, en dan kan jy lekker, maar dan moet jy nie praat nie. 'n koplig, ja, dis nie 'n lampie, is 'n koplig, is ook nie 'n dakliggie nie. Maar jy moet hom afsit as jy met iemand praat, want party mense praat met jou en skyn hulle lig in jou gesig, dan kan jy nie sien vir hulle nie. Maar wat julle vanoggend gaan hoor is dat die son skyn, die son is op in die aand, partyke aande as mense daar by die rivier is, dan sien maan, dan sit die Here die maan aan. Dan het jy nie 'n koplig nodig nie, die maan weerkaats op die sand, jy kan oral sien waar jy moet loop. Maar in die lewe raak dit al is die son uit of die maan uit, dan raak dit partykeer donker. 'n Mens weet nie eintlik hoe jy moet stap nie, dit raak donker in jou kop. Dan het mens die Bybel nodig, want daaroor gaan julle nou baie meer hoor. So, dankie dat julle vir ons kom kuier het. Julle kan saam met julle tannies afbeweeg na die saal toe, en dan gaan julle verder praat oor die woord van die Here. Wanneer sê ons nog die woord van God? Wie is daar, ja, julle weet nou wat ek vra, nee. Die antwoord is mos altyd Jesus. Wie is die woord van God? Wanneer het die woord mens geword? En wat noem ons die mens woord? Jesus, nee. Ja. Ons wat agterbly, kom ons sing hierdie lied saam met mekaar. Ons kan dit een keer deursit terwyl ons so sit. Jesus, groot bo almal. U is God met ons, U is 'n reddende Here, U is die lewende woord. Kom ons sing hierdie vers saam met mekaar. Vandag is Psalm 96, een van die psalms van die dag, ook 98, en ek wil dit gebruik as die fotum dan. Ons nou vanoggend gepraat oor voëls, JP. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here, o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Wees vrolik, jubel, besing hom. Besing die Here met begeleiding van liere. Op die lier saam met die klank van gesang, op trompette saam met die klank van ramshorings, juig voor die koning die Here. Laat die see en alles daarin dit uitbasuin, die aarde en die wat daarop woon. Laat die riviere hande klap en saam met die berge jubel voor die Here. Want hy kom om die wêreld te oordeel. Hy sal die aarde oordeel in geregtigheid en die volke in billikheid. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons sing die lied saam 167 waarin ons sê Jesus, U is die bron van my vreugde. U is die lig van my geloof. Kom ons staan en nou sing ons die 2 verse van lied 167.
Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 20 vers 27 tot vers 40. Ek is nou onseker hoe helder die lig op daai skerm is, maar julle kan die ligte sien aan die lampe. Julle kan sien waarvan die lampskerms gemaak is. As 'n mens so in die straat stap en jy sien hier's 'n wynbottel wat daar langs die pad lê. Ek werk baie keer so uit op die mandjieskraalpad en na die mopgat toe. En daar lê baie keer papiere en goed langs die pad. En dit herinner mense eintlik aan verganklikheid. Dat 'n mens dink 'n ding wat daar langs die pad lê, hy is so weggegooi. Hy lê daar hier in die straat op die sypaadjie en weet jy, het nou man gekuier gisteraand en nou lê die bottel sommer net daar, die bierbottel of die wynbottel. En dit lyk so sleg, dit lyk so weggegooi, niks van geen waarde meer nie. En daar in Berrydale is 'n mense wat so herwin en dan maak hulle die mooiste goed uit goed wat mense net weggooi. En hierdie lampe is nou van dit, ou wynbottels wat mooi skoon gemaak is en dan gebruik word vir lampskerms. En dis lieflik om te dink dat iemand daai oog het om te sien dat 'n ding wat sommer daar weggegooi is en verander en niks waarde het nie. Glas het mos nou waarde, maar dit is simbolies van die lewe wat nuut kan wees en nuut gedink kan word. En hoe baie maklike mens dink, ag nee, wat alles is verby, alles is hooploos. Jou een man is afgestuur, nou is jy net 14, nou is die wedstryd verby. Nee, wat? Daar's baie moontlikhede wat nog oorbly en daaroor praat ons dan vanoggend. Uit Lukas 20 uit vers 27 tot 40. Voordat ons gaan saam lees, kom ons buig die hoofde saam, kom ons raak saam stil voor die Here. Uit oorvloed van genade het U Jesus eens verskyn. Verlossing vul die aarde, die duister moet verdwyn. Die Here God se dag breek aan, ons leef nou in U lig. Ons mag vol hoop weer opstaan, U glans is op ons gesig. Uit oorvloed van genade sal U Jesus weer verskyn. Dan kom die nuwe aarde, bevry van smart en pyn. Die Here God se dag breek aan, vol heerlikheid en krag. Sy kinders sal dan opstaan, erkentlik voor U mag. Hemelse Vader, ons lewe in hierdie wêreld. En in my gedagtes was die rugby ook gisteraand vol en voor my gedagtes. Here, dankie vir 'n nag wat ons kon rus. Waar die son gesak het of die aarde gedraai het, laat die son weg is. En waar ons dag tot stilstand kan kom, na die hitte van gister. En waar ons uit kan rus vir die nuwe dag. Vir sommige was die nag onrustig. Kon dalk nie slaap nie. Moes dalk deur die nag 'n paar keer opstaan. Miskien is daar iets wat pla, 'n pyn, 'n bekommernis, 'n swaar kry, lyding. Dalk is daar opgewondenheid oor iemand wat ek vandag sien en ek kon amper nie 'n oog toemaak nie. Here, en dan breek die dag. En hoe wonderlik om te weet vandag gaan koeler wees as gister. Dat ons die dag kan ingaan met die wete dis 'n dag vir ons, 'n geskenk uit die hand uit. En baie het planne vir hierdie dag. Baie gaan die dag inmoeg na die nag van gisteraand, die viering van oorwinning. En Here, ons wil eintlik maar net lê vandag. Party is hard aan die oes, aan die werk. En gister het baie uit hulle uitgevat. En vandag is 'n dag wat hulle kan rus, kan teruggaan. Ek dink aan Porto wat 'n gemeente ete het vandag. En dis ook iets om na uit te sien. Here, dankie vir die dae wat ons het. En tog weet ons, dis beperk. 70 jaar, as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaar kry en leed. Here, dankie dat ons die lewe kan ontvang en ervaar. Met sy verskeidenheid. Dat ons mekaar kan ontdek, al meer en meer. Ook met ons verskeidenheid, ook van gedagtes. Dankie dat U die Here is, wat vir ons almal lief is. Vir ons almal verantwoordelikheid geneem het. En wat ook vir ons almal kom instaan het aan die kruis. Dis so hartseer dat so baie dit nie weet nie. En Here, dis ook U wat ons toekoms in die hande hou. Nie net die 70, 80 jaar as ons gelukkig is nie. Maar ook ons dood. Ook die lewe na hierdie dood. Help ons, Here, om dit te weet, om dit te glo, om ook ons hoop daarin te stel, dat ons gaan lewe.
En Here, mag ons lewens ook leef vanuit hierdie oortuiging, vanuit hierdie geloof wat U in ons kom wek. Ons wag op U. Dankie dat U ook lewe in deel is van hierdie dag en dat ons hierdie dag saam met U kan ingaan. Ons het 'n verwagting. U is werklik ons lig, ons fontein, ons bron van lewe. Dankie dat ons uit U en deur U en tot U kan lewe. Amen. As ons lees uit Lukas 20 uit, dan is dit redelik laat in die Lukas evangelie. Jesus is vir die laaste keer in Jerusalem. Hy is daar vir die Paasfees. En ons weet dat by hierdie Paastyd het hy sy lewe vir ons kom aflê. Is hy aan die kruis gespyker, het hy in ons plek kom sterf aan die kruis. En as ons nou aanlees, net 4 hoofstukke verder, dan lees ons ook van sy graf wat leeg geword het, hoe hy opgestaan het uit die dood. En toevallig gaan hierdie gedeelte ook oor opstanding. Dit is nie bedoel om so te wees nie, dit was eintlik maar 'n gedeelte wat gaan oor mense wat nie soos Jesus glo nie en wat hom nie aanvaar as Messias nie, wat hom eintlik wil ontbloot, hom wil in 'n sleg lig stel. En die vraag wat hulle na hom toe bring, is die vraag waar ons dan ook vanoggend gaan nadink oor die opstanding uit die dood. Kom ons lees saam. Sommige van die Sadduseërs, ek sal nou iets daaroor sê, wat sê dat daar nie 'n opstanding is nie, kom toe en vra vir Jesus. Meneer, Rabbi, leermeester, Moses het vir ons voorgeskryf as Jode, dat as iemand se broer getroud is en kinderloos sterf, sy broer die vrou moet neem en vir sy broer wat dood is 'n nageslag moet verwek. So was daar eenmaal 7 broers. Die eerste een het 'n vrou geneem, maar hy het kinderloos gesterf. Ook die tweede en die derde broer het met daardie vrou getrou. En net so, sonder dat hulle kinders nagelaat het, het al 7 broers gesterf. Ten laaste het ook die vrou met wie hulle almal getroud was gesterf. Hierdie vrou, wie van hulle, van die broers, se vrou is sy dan met die opstanding? Al 7 het haar immers as vrou gehad. Jesus het hulle geantwoord, die mense van hierdie bedeling tree in die huwelik en word in die huwelik uitgegee. Maar diegene wat waardig geag word om die toekomstige bedeling en die opstanding uit die dood te verkry, tree nie in die huwelik nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Hulle kan nie meer sterf nie, want hulle is soos engele en kinders van God, omdat hulle aan die opstanding deel het. Dat die dooies opgewek word, het selfs Moses in die gedeelte oor die doringbos uitgewys, waar hy die Here, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob noem. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Wat hom betref, is hulle immers almal lewendes. Sommige van die skrifkenners, wat ook al gestaan het hierop gereageer met die woorde, Meester, U het 'n goeie antwoord gegee. Hierna het hulle dit nie meer gewaag om hom iets te vra nie. Dwars deur hierdie hoofstuk is al verskillende groepe. Jesus is by die tempel, hy is besig om mense te leer oor sy Vader. Hy doen dit met gesag. Hy praat oor goed wat die mense wat na hom luister, hulle verstom oor hierdie rabbi van Nasaret, wat hierdie wysheid het en hierdie insig in die wil van God. En so neem die leiers van die Joodse volk, en veral rondom die tempel, ook kennis van hierdie rabbi. Hulle weet eintlik al baie van hom. En hulle neem aanstoot oor sy gesag en die manier waarop die mense hom aanhang. En daarom, dwars deur hierdie hoofstukke sien ons hoe een groep na die ander van die Joodse volk en die Joodse godsdienstige gemeenskap in sulke konfronterende gesprekke met Jesus gaan. Hulle probeer hom op sy plek sit. Maar keer op keer slaag hulle nie aan nie. En dis nou die skrifgeleerdes, dit is die fariseërs en hier kry ons nou ook die Sadduseërs. Daar's ook mense wat heeltyd Jesus omring en hulle hoor hoe die mense van die Joodse volk, die godsdienstige leiers, eintlik dit nie reg kry om vir Jesus te verneder en hom in 'n verleentheid te stel met die vrae wat hulle vra nie.
Net in die vorige perikoop het Jesus eintlik baie hard met die Joodse geestelike leiers ook gepraat. Toe hy 'n gelykenis vertel het van 'n man wat 'n wingerd gehad het. En toe hy die huur kom vra het by die huurders, het hulle een na die ander die mense wat hy gestuur het sleg behandel en selfs doodgemaak. En uiteindelik stuur die wingerdeienaar sy eie seun om die huur te gaan haal en dan maak hulle hom ook dood. En die leiers van die Joodse volk, die godsdienstige leiers het besef Jesus is eintlik besig om na hulle te verwys. Hulle het baie kwaad geraak. Hulle wou hom eintlik om die lewe bring. Maar die volk was hom so goedgesind dat hulle besef het hulle gaan moeilikheid kry by die klomp mense. En nou sien ons dat hierdie groep, die Sadduseërs, ook die geleentheid gebruik om na Jesus te kom en 'n vraag vir hom te vra. Hierdie Sadduseërs was 'n groepering wat baie betrokke was by die priesters, by die tempel bediening. Hulle was uit families uit wat van vroeg af deel van die tempeldiens was. Hulle was invloedryke mense. Ons lees nie baie van hulle in die Nuwe Testament nie. Maar wat ons weet is dat hulle welgestelde families was, dat hulle ook invloed gehad het in die politiek, by die Romeine, by die konings van Israel, wat mos nou maar eintlik onder die Romeinse regering gestaan het, en dan het hulle ook binne die tempel geweldige invloed gehad. Die priesters het almal uit hulle uitgekom. So hierdie Sadduseërs was ook konservatiewe gelowiges. As ons na die Bybel kyk wat ons vandag het, dan het ons die Ou Testament, ons het die Nuwe Testament, maar hulle het uit die Ou Testament uit, net die eerste 5 boeke wat aan Moses toegeskryf word, die Torah, die wet, het hulle erken as gesaghebbend. Dit kom van God. Hulle was baie konkrete mense. Hulle het nie geglo in bonatuurlike goed nie, engele, geeste. Dit kom uit ander dele van die Ou Testament. En dit het hulle nie aanvaar as gesaghebbend nie. So hulle werk met konkrete, sintuiglike dinge, die wet, die voorskrifte van Moses. Hy is die groot profeet wat hulle aanhang. En nou kom hulle en Lukas help ons deur te sê dat hulle het nie geglo in die opstanding nie. Hulle het dit nie aanvaar nie. Miskien is dit 'n vreemde gedagte vir ons ook, dat die Jode ook geglo het aan die opstanding. Ons dink baie keer die opstanding het eers met Jesus se opstanding 'n werklikheid vir gelowiges geword. Maar dis nie waar nie. In die Joodse gemeenskap was daar ook verskillende beskouings oor die lewe. En een van die gedagtes wat geleef het is dat mens sterf wanneer jou tyd uitgeloop het hier op aarde. Die prediker skryf baie sterk daaroor. Ja, dit die einde van jou lewe is, alles is verby as jy sterf die dag. Maar daar was 'n klomp Jode wat geglo het dat op die Here se groot dag, wanneer hy kom om te oordeel, dan gaan hy alle mense uit die dood uit opwek. Die Sadduseërs het nie dit geglo nie. En daarom is hulle hierdie vraag vir Jesus kom vra, stel hulle nie eintlik belang in sy antwoord nie. Dis soos iemand wat klaar die antwoord ken, maar hy dink jy stem met hom saam en dan vra hy vir jou 'n strikvraag om te sê, daai het jy, sien jy, ek het geweet. En hulle kom eintlik om vir Jesus op so 'n manier te kom blootstel, om hom in 'n verleentheid te stel met hulle vraag. En die vraag wat hulle vra is baie onwaarskynlik. Wat is die kans dat 7 broers met 1 vrou getroud sal wees? Maar dit is tegnies seker moontlik. Want die wet waarna hulle verwys is 'n reëling wat getref is in ou Israel, omdat alles aan die Here behoort het. En die Here het land vir die stamme gegee. En elke familie het 'n stuk grond van die Here gekry en daar was baie reëlings gewees om seker te maak as iemand in die moeilik beland in skuld of wat ook al, dat daar 'n Sabbatsjaar sal wees wanneer daai grond teruggegee word vir die familie, herstel sal wees. Maar daarvoor moet daar nageslagte wees. En daarvoor het hulle 'n reëling getref dat sou 'n man trou met 'n vrou, en dit was die doel van die huwelik om kinders te verwek. Want jy het nageslag nodig om die grond te bewerk, om jou te help, dis jou arbeid, dis die familie se toekoms, is dat daar kinders verwek word. So hierdie reëling van die liefderaadshuwelik om nageslag te verwek, was 'n reëling wat getref is om die man se nageslag te beskerm. So hoe dit gewerk het is, as ek nou 'n ouer broer gehad het, en hy trou met sy vrou, en hy sterf voordat hulle kinders het, en sy is nog in staat om kinders te verwek, dan het die wet van Moses eintlik van my verwag om met my broer se vrou te trou, en dan sou ek by haar kind verwek het. Maar haar eerste kind is eintlik my broer se kind. So ons gee hom my broer se naam en hy gaan aan met my broer se grond. En nou kan ek nie lekker agterkom hoe werk dit dan nou verder nie.
Kan ek haar nou los? Ek vermoed so. Ek dink ek het nou my kant gebring, sy gaan nou aan met haar seun. En hy sal eendag kyk na ma. Maar dit het ook gelei daartoe dat ek dink, maar sy is nie 'n sleg vrou nie, ek hou aan nou. Maar ek het ook nou 'n vrou, julle hoor nou waartoe dit gaan. Nou wat met hierdie familie gebeur, sê die Sadduseërs, dis om by die lig uit die duim uit gesuig. Hulle sê 7 keer het dit gebeur sonder sukses. So hier's nou 7 broers wat daai verantwoordelikheid nagekom het teenoor hulle ouer broer. Hulle het getrou met sy vrou nadat hy dood is, nadat hy dood is, nadat hy dood is, nadat hy dood is, tot die laaste een. 7 het probeer, nie een het dit reg gekry nie. Nou wil eintlik vir Jesus sê, kyk hoe belaglik is hierdie gedagte van julle van die opstanding. As daar nou 'n opstanding is, wat 'n gemors is dit nou nie. Wie is nou die man? Vir wie is sy nou 'n vrou? Wat nou? Wat sê u nou daaroor? Die hartseer is hoe maklik ons as mense 'n paradigma kan hê, 'n denkraamwerk wat toe is, wat afgesluit is. En dis party van ons se geaardheid. Jy kry mense wat die lewe wil oop hê. Jy sal amper by die troue aan wil hulle nog reël in die troue. Jy moet vir hulle sê daar's nie regtig, dit moet nou stop. Ons is nou klaar gereël. Ons gaan nou die troue hou. Ander van ons wil al 6 maande gelede die hele troue klaar beplan hê. Ons weet tot in die laaste minuut wanneer is die dominee daar, wanneer praat wie. Ons hou van grense. Maar wanneer mens daai ding van jou om te wil afsluit en tevrede te wees met hoe jy dinge sien, die wet maak verander, moet 'n mens net weer dink, maar wat doen ek nou? Bring ek lewe? Of is my beskouing 'n stuk doodsheid wat kom? As hier mense is wat 'n verwagting het van ewige lewe, van opstanding uit die dood, maar my beskouing laat dit nie toe nie. Ek werk net met daai eerste 5 boeke en daar staan niks van opstanding uit die dood nie. Besef die Sadduseërs dat Jesus 'n mens is van hoop, wat lewensmoontlikhede vir mense oopsluit. En dat hulle wat hulle self sien as deel van die geloofsgemeenskap, dit nie doen nie. Inteendeel, hulle is daarop uit om die bietjie lewe wat Jesus nou hier bring, hierdie rabbi wat nou mooi goed leer en klomp mense hoopvol maak. Hulle wil dit ook hier kom doodmaak by hom. En dan sê Jesus vir hulle, die bril waardeur julle kyk, die skema waarmee julle werk, is wonderlik, dit werk met die Bybel. Die Bybel is baie meer die woord van God, het baie meer lig as die lig wat julle gebruik. Maar kom ons werk met julle lig. Kom ons werk met julle lig. Die bedeling waarvan die opstanding hoopvol vir ons opwys, gaan anders wees as dit wat ons in hierdie bedeling ervaar. En nou weet ek as ons lees van daar gaan nie huwelike wees nie, daar raak baie van ons nou baie hartseer. Want party het al 'n huweliksmaat aan die dood afgestaan en dis waarvoor jy leef, vir die weersiens, dat ons weer die drade kan optel, weer op die bankie kan sit en hande vashou en vir mekaar vertel hoe ons mekaar mis. Dit waaroor die Sadduseërs praat is iets heel anders. Julle kan hoor, niemand gaan in die huwelik tree of in die huwelik uitgegee word nie. Hoor julle die wêreld van die huwelik in daai tyd? Dit was baie belangrik vir families dat daar huwelike is. Dat jong manne en vroue met mekaar by mekaar uitkom en dat daar lewe kom uit hulle verhouding uit. Dit was oor voortplanting. Die Sadduseërs het nie geglo in 'n opstanding nie, maar hulle het geglo in familie en nageslag. Hulle het geglo daarin dat al sou ek nou my asem uitblaas en dood is, my saad is in my familie. My lewe gaan aan in die kinders wat ek baar. En daarom was dit belangrik dat mense trou en dat hulle uitgegee word. Jou familie gee jou vir 'n ander familie as 'n bruid. Hulle ontvang jou as 'n bruid vir hulle seun. Ouers en ooms en tannies reël die huwelike. So dit was nie altyd romantiese huwelike nie. Mense het nie getrou omdat jy verlief geraak het nie. Jy het getrou omdat dit prakties was. Dit was goed vir julle families dat julle twee trou. Dit het verseker dat daar kinders is wat weer kan werk wanneer die ouer mense nie meer kan werk nie. Dis die huwelike waaroor Jesus hier praat.
So laat ons eers dit hoor voordat ons dink aan die romantiese huwelike waarin ons is. En Jesus sê ons gaan nie meer dit doen nie. Want dit gaan nie meer nodig wees dat jou voortbestaan verseker word deur 'n man en 'n vrou wat kinders baar en die saad van jou voortlewe in daai kinders nie. Jy gaan vir altyd leef. Jy gaan wees soos engele. Drian, hy galm 'n bietjie by my, ek weet nie of jy dit hoor. Ja. Jy gaan soos engele wees. Ons gaan nie engele word nie. Baie keer dink 'n mens ek is nou 'n engel daar by die Here in die hemel, omdat ons hierdie teks lees. Daar staan ons gaan soos hulle wees. Ons gaan soos hemelwesens wees wat nie sterf nie. Wat daarom nie 'n drang het om voort te plant nie. Wat daarom nie die behoefte het om in 'n huwelik te staan wat dit moet gebeur nie. Dit maak 'n geweldige ding in my los as ek dit hoor. En ek glo in jou ook. Het ek of jy al ooit daaraan gedink dat die verhoudings wat ons hier op aarde so koester en juis vanweë die sonde van die dood. Ons soek mekaar op want ons het mekaar nodig, sê die Here. Ons het hulp nodig. Ons het voortbestaan nodig. Ons het families nodig om ons te help want hierdie wêreld is moeilik, is swaar, is vol dood, is vol sondigheid, vol boosheid. Jy het mekaar nodig om staande te bly, om aan te gaan, om versorg te word. Ons kan ons nie indink in 'n wêreld sonder sonde nie. 'n Wêreld sonder die dood, sonder pyn. 2 uur nou die aand toe begin 'n vrou bel, haar man sterf. En wonderlik het sy mense wat sy kan bel, wat na haar toe kom. In die hemel gaan ons nie 2 uur die oggend wakker word van iemand wat gesterf het nie. Ons kan ons nie indink in daai bedeling nie. Maar wat Jesus vir mense wil gee en wat hy nie gaan toelaat dat die Sadduseërs wegvat nie, is die hoop. Die hoop op iets nuuts wat gaan gebeur. Wat die mense daar in Berrydale doen is hulle tel die bottel op voordat iemand hom stukkend gooi. Want daar is hoop vir daai bottel. Daar gaan iets nuuts met daai bottel gebeur. En dit is wat Jesus vir ons sê in Lukas 20. En dit maak my kop oop. Iemand sê maar as jy regmaak vir die hele lewe, as jy nou nie dink jy gaan vroeër langs die pad omheen gaan nie, dan moet jy mos regmaak vir die dag wanneer jy nie meer vir jouself kan sorg nie. Dalk het jy nie kinders nie, wie gaan na jou omsien? Jy moet geld hê. Jy moet bymekaar maak dat die dag as jy nie meer kan werk en 'n inkomste kan verdien nie, dat jy vir jouself kan sorg. Hoeveel van ons dink verby die dood oor daai lewe waarvoor ek ook moet sorg? Waarvoor ek juis in hierdie lewe al geleentheid kry om aan deel te neem, die ewige lewe, om God te kan leer ken, om nou al reeds tekens van die ewige lewe in hierdie lewe op te rig. Want die Here gaan nie hierdie lewe Openbaring laat mense dink dat die Here gaan alles tot nuut maak en oorbegin. Maar die Here praat nie so nie. Die Here sê die eerste gaan verbygaan en hy gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand bring. En die kans is goed dat dit gaan wees uit dit wat hy is. Uit ons uit waarmee ons besig is. En dat 'n mens sal besef ek is reeds deel van die koninkryk van God. Ek is nie net in hierdie lewe om te lewe en te sterwe nie. En dat ek moet probeer voorberei deur my lewe so goed ek kan vir daai stukkie wat ek na myself moet omsien terwyl ek dalk nog nie meer inkomste het nie. Jesus maak ons gedagtes oop om te sê ek moet dink aan die opstanding. Ek moet dink daaraan dat in hom het iets begin wat in my gaan voortgaan, in ons. Een van die boere het baie vroeg in sy lewe hy kon nie meer boer, hy sy liggaam het dit nie toegelaat nie, en dan vat sy vrou in die rolstoel na die lande toe waar die manne werk, en dan vra hy vir hulle, jong, is julle saak reg met die Here? En dan sê hulle, meneer, hoe dan nou? En sê, nee, jong, ek het dan hopeloos te min tyd gehad om te boer. Ek hoop ons gaan nog boer, en ek wil met julle saam boer. Ja, ek weet nie of hulle gevoel het, hulle wil saam met hom gaan boer nie, maar dit was vir my so mooi om te dink, dit is hoe hy dink oor die lewe. Die hoop wat in hom is, dat die lewe gaan meer wees, as net hierdie lewe, en dit gaan mooi wees, en daar gaan geleenthede wees wat in hierdie lewe nie vir my moontlik is nie, as gevolg van sonde en dood en beperktheid, 'n liggaam wat besig om te vergaan, 'n wêreld om my wat heeltyd aan die vergaan is, verliese wat ek in hierdie lewe moet ly, wat ek kan koester, verhoudings wat ek onbevange kan hê, omdat ek weet ek gaan jy nie verloor nie, ek gaan nie afskeid neem nie, ons gaan saam met mekaar.
as hy praat oor Moses, dan gebruik hy juis Moses om vir hulle te sê, julle lees in julle eie Bybel, daai eerste 5 hoofstukke van die opstanding en julle besef dit nie. Julle bril maak dat julle dit nie daar raak sien terwyl dit daar staan nie. En hy vat hulle terug na die doringbos wat gebrand het toe Moses sy skoonpa se skape opgepas het. Die bos wat nie wou uitbrand nie en Moses wat nader kom want hy het skieurig. En dan praat die Here met hom en sê, Moses, dis heilige grond waarop jy staan. En dan sê die Here vir hom, toe hy vra, wie is dit wat met my praat? Dan sê die Here vir hom, ek is die God van Abraham. Ek is die God van Isak. Ek is die God van Jakob. En dan sê die Here Jesus vir hulle, hoor julle wat hy sê? Hy sê nie, ek was die God van Abraham en van Isak en van Jakob nie. Maar hulle is mos nou lank dood. Nou is ek jou God, Moses nie. Hy sê vir Moses, Moses, ek is die God van Abraham en van Isak en van Jakob. En wat Jesus vir hulle sê is, laat nie die moontlikheid toe met daai beperkte teks wat julle wil gebruik, woord van God, dat ook in julle woord staan die opstanding. Staan nie so pertinent daar nie, maar lees nou maar daar tussen die lyne wat sê die Here vir hulle. Hy is nou die God van Abraham, Isak en Jakob. En hoe ons dit moet verstaan, daaroor kan ons by mekaar kom en daaroor gesels. Praat met my, ek gesels graag oor die Bybel. Oor wat? Hoe verstaan 'n mens dit? Waar is Abraham en Isak en Jakob terwyl die Here dit sê? Waar is die mense van my wat heen gegaan het? Terwyl ons wag op die dag van die Here wanneer hy kom en almal uit die dood uit gaan opstaan. Hoe moet ons dit verstaan? Jesus praat, dink ook aan sy eie opstanding. In hoofstuk 24, hy weet hy lewe op pad na sy eie dood. Die beker gaan nie by hom verbygaan nie. Hy gaan hom drink. Maar hy het 'n verwagting, 'n hoop, dat as mens, as God kan hy baie dinge dink, maar as 'n mens soos ek, het hy die verwagting dat God die opstanding ook in sy lewe 'n werklikheid gemaak. En daarvoor vertrou hy God die Vader, dat na 3 dae sal die graf oopgaan en die Here sal hom uit die graf uit laat kom. Paulus skryf oor hierdie verwagting van Jesus Christus. In Romeine skryf hy sê, Jesus is ter wille van ons oortredings oorgelewer. Aan die kruis het hy gesterf, hy's daar oorgelewer. En ter wille van ons regverdiging is hy opgewek. Dit wat in die kruis gebeur het, is in die opwekking van Jesus bevestig deur God. As Jesus aan die kruis gesterf het vir my sondes en in daai graf gebly het, dan was hy net vir hierdie lewe hoop vir my. Dat ten minste is my sondes vergewe, hy het daarvoor betaal. Maar ek gaan in elk geval sterf. Maar hy het opgestaan. En daardeur sê hy vir my dat jy gaan voor die troon van God verskyn, maar jy gaan daar staan in my bloed, in my regverdiging voor God. In 1 Korintiërs 15 skryf Paulus, as Christus verkondig word dat hy die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van dooies is nie? As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof te vergeefs, is julle steeds in julle sonde, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. As mense dit nou in 'n positiewe manier stel, dan kan 'n mens vir mekaar sê uit Paulus uit, Christus is opgewek. Ek kan daaroor ook vertel. Dis die mooiste verhaal oor hoe dit gekom het dat sy disippels oortuig is hy is opgewek, selfs die wat hom nie self gesien het nie. Ek het nie tyd nie, maar ek wil julle dit vertel. Dit is net ongelooflik. Ja. Daarom is julle geloof gegrond. Hy is opgewek. Julle geloof is gegrond. Julle is verlos uit julle sondes. Die prys is betaal. Dit is ontvang deur God. Die wat in Christus ontslaap het, is daarom ook gered. Ons hoop is nie slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig nie, maar ook vir die ewige lewe. In Openbaring lees ons dat God 'n God is wat 'n nuwe ding doen. En hy het dit nuut begin doen in Jesus. Daai opstanding uit die dood van Jesus was iets wat nog nooit gebeur het nie, nog nooit weer intussen herhaal is nie. Jesus Christus was die eerste mens wat God uit die dood uit opgewek het om nooit weer te sterwe nie. En daar sê die Here, ek maak alles nuut. En dan vertel hy vir ons, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Ek het die heilige stad van God uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid. God se woonplek is nou by die mense. Hy sal by hulle woon. Die hemel en die aarde sal by mekaar kom. Waar God is die hemel en waar die mens is, sal mekaar ontmoet. Nie net in 'n tempel nie. Dit sal nou in hierdie bedeling by mekaar wees.
Hy sal by hulle woon, hulle sal sy volke wees. God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit ons oog afdroog. En nou moet ek dit aanvaar, Marita, ek gaan nou nie noodwendig in die nuwe bedeling so by jou wees soos nou nie. Maar oënskynlik gaan Marita alright wees daarmee. Ek weet of ek alright gaan wees daarmee nie, maar ons moet ons gedagtes daarop rig. En besef, dis soos ons moet nie ons prentjies vat in brille en vir ons beelde maak van hoe dit gaan wees nie. Ons moet die lig vat en op ons brille laat skyn en vra, hoe moet my bril anders te lyk? Hoe vertolk ek dalk die toekoms, terwyl die woord dit nie sê nie, terwyl Jesus dit nie sê nie? Wat is oorgelewer uit die wysheid van die Grieke en uit die Romeine, wat mettertyd deel geword het van ons verwagting? Die gedagte van 'n liggaam in die graf en 'n siel iewers. Dit kom uit die Grieke uit, staan nie hierdie. Daar's soveel om te ontdek, mekaar te vertel, van wat die Here vir ons deur sy woord, deur sy lig, sy lamp vir ons kom leer. Die eerste dinge het verbygegaan, die nuwe het gekom. Nie rou, huil, pyn, niks van dit sal meer bestaan nie. Ja, dis iets om na uit te sien. Kom ons raak saam stil voor die Here. Uit oorvloed van genade het U Jesus eens verskyn. Verlossing vul die aarde, die duister moet verdwyn. Die Here God se dag breek aan, ons leef nou in sy lig. Ons mag vol hoop weer opstaan, sy glans op ons gesig. Uit oorvloed van genade sal Jesus weer verskyn. Dan kom die nuwe aarde, bevry van smart en pyn. Die Here God se dag breek aan, vol heerlikheid en krag. Sy kinders sal dan opstaan, erkentlik voor sy mag. Almagtige Skepper God, Hemelse Vader, dankie dat U deur die Gees ons oortuig daarvan, dat U by magte is om nuut te skep. Om dit wat deur die sonde afgebreek is, die afstand, die verwydering wat tussen U skepping en Uself gekom het, dit waaroor die skepping sug en verlang, dat U nuwe bedeling sal aanbreek, die kinders van God geopenbaar sal word. Here, help ons om daarna toe te leef, dat ons nie bang sal word en moedeloos en magteloos sal voel, en hopeloos, oor die sleg wat ons nou moet deurgaan nie, oor die sigte wat ons nou sug, oor die swaar kry en leed wat ons nou moet verduur, die pyn, die stikkendheid, die gebrokenheid, die boosheid wat ons in die lewe rondom ons partykeer raak sien en ervaar. Here, ons is so bevoorreg in hierdie dorp, waar U gedien word, waar U aanbid word, waar mense U onthou, en dit wat U verwag van die kinders ook onthou, en teenoor mekaar die liefde uitleef. Here, maar ons sien dit, ons sien hoe stik in die lewe om ons is, ja, ook selfs hier onder ons. Help ons om vol hoop te lewe, om mense te wees van die ewigheid, om mense te wees wat weet, ons gaan doodgaan, maar ons gaan nie dood bly nie, ons gaan opstaan, en U hou my vas, U liefde, U gedagte, in U hand is ek, en niks kan ons daai druk nie, niks kan ons van U liefde skei nie, nie dood nie, nie lewe nie, nie hoogte of diepte of kragte of magte of engele of boosheid, enigiets wat daar in hierdie lewe is, kan ons skei van die liefde van U, wat daar in Jesus Christus is nie. Dit het gebeur met sy opstanding. Die koninkryk het naby gekom. Dit het begin gebeur. Ons lewe in daardie bedeling. Here, maak ons hoopvol, maak ons moedig, neem weg die gees van vrees, gee ons krag en selfbeheersing, dat ons sal lewe wie ons is, U kinders. Wil U wees met elkeen wat hierdie afgelope week ook hartseer beleef, waar daar dood in die huis gekom het. Here, mag hulle vashou aan hierdie hoop, aan U boodskap van die opstanding. Ons bid dat ons mekaar sal bemoedig, dat ons mekaar sal troos, dat ons mekaar sal vashou, mekaar sal help, mekaar sal aanmoedig, maar dat ons altyd vir mekaar sal herinner, mekaar sal troos, net 'n kwessie van tyd, net 'n kwessie van tyd, dan kom U. Ons wag op U, Here Jesus. Amen.
ons kan staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof in God, die Vader, die Seun en die Gees. Kom ons staan en doen ons dit saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. As ek sê dat ek en my vrou in 'n ander verhouding gaan staan eendag, dan besef ek dat ek ook met julle in 'n ander verhouding gaan staan. En dat net soos ek voluit vir haar daar wil wees en haar wil help met alles en haar wil lief hê, dat ek ook vir julle voluit daar sal wil wees en julle sal wil lief hê. En raai, ek dink ek gaan dit kan doen, terwyl ek nou moet kies. Wonderlik om te kan lief hê sonder om terug te hou, om te kan help sonder om terug te hou, om net vir mekaar die beste te wil en gee. En dit nie eksklusief net vir een mens of vir een gesin of vir een familie, maar almal mekaar kan lief hê, soos die Here ons eerste lief gehad het. Wonderlik. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.